Vriende, nou baie dankie vir almal wat so getrou gekom het hierdie week. Dis regtig 'n voorreg gewees. Soos die meneer Rudy nou gesê het, dit is maar net hier en daar wat aan 'n paar onderwerpe geraak is. Die hele doel van hierdie dienste is om mense se belangstelling te prikkel in die woord van die Here, maar ook veral in die profetiese woord, om dan verder self 'n studie daarvan te gaan maak, op te lees, en self te vergewis van die ongelooflike diepte van die profetiese woord en die absolute belangrikheid daarvan in 'n mens se lewe, om die regte beskouing te hê in die wêreld, om die regte Bybelse raamwerk te hê, om dinge wat in die wêreld gebeur te kan beoordeel in die lig van die skrif. Dit is so belangrik om 'n Bybelse wêreldbeskouing te hê. Nou, ons sê ek het nie baie boeke saamgebring nie, moontlik is daar nog 'n paar oor, maar ons kan ook vir die gemeente die stuur, as indien jy nog van die boeke wou hê, kan jy nie daar, ek dink is vir Marietje net sê, en jy kan dit dan opskrywe. Verder, soos Dominee Rudy gesê het, is Bible Guidance daar, en daar is ook 'n hele paar video's op YouTube, kan net op my naam kyk daar. So daar is 'n databasis, daar is inligting, daar is spreuke, daar is verskillende boeke, daar is baie hulpmiddels beskikbaar, sodat elke persoon eintlik in sy eie huis 'n selfstudie van die profetiese woord kan maak. Nou, ons gaan vanaand nou hierdie kort reeks afsluit deur 'n boodskap oor die Russiese inval in Israel, wat beskryf word in Jesegiel 38 en 39, waaruit ons 'n paar verse gaan saamlees. Jesegiel 38. Terwyl jy so sit, vra ons net die Here se seën daarop. Dankie Here dat ons hierdie belangrike onderwerp kan bestudeer vanaand, dat ons Here kan kyk na die vyandigheid teenoor Israel, dat ons kan besef dit is eintlik vyandigheid teenoor die koninkryk van die hemel, want U het Jerusalem uitgekies as 'n stad om U naam daar te vestig tot in ewigheid. Jerusalem het so 'n belangrike rol gespeel in die heilsgeskiedenis van die wêreld, die dinge wat daar gebeur het, nie net in Ou-testamentiese tye toe die profete daar opgetree het nie, en in die tyd toe U seun Jesus Christus tydens sy eerste koms opgetree het in Jerusalem en in daardie stad veroordeel en 'n soendood gesterf het en opgevaar het hemel toe, en die vroeë Christelike kerk sy ontstaan in Jerusalem gehad het nie, maar hierdie betekenis, die rol van Jerusalem gaan voort in die eindtyd, wanneer U gaan terugkom, Here Jesus, en U voete op die Olyfberg gaan sit, wat oos van Jerusalem is. Daarom is Jerusalem steeds 'n teken vir die vyande van die Christendom, vir die vyande van Israel. En daarom die groot oorloë wat nog volgens die Bybel in Jerusalem gevoer gaan word. Maar dan weet ons, Here, U sal die oorwinning gee, en daarna sal U self die troon van Dawid herstel en uit Jerusalem regeer. En daarom wil U hê ons moet betrokke wees. U sê in U woord vir ons, bid vir die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe. Ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. En die vredevors van Jerusalem is Jesus Christus. En daar sal eers ware vrede kom as hy op die troon van Dawid regeer. Maar daarvoor moet ons bid. En U roep ons op tot gebed. U sê, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Na daardie groot dag sien ons uit, Here, en daarvoor wil ons beywer. Daarom is ons ondersteuners, Here, van 'n beweging op die oomblik ook vir Israel se beheer oor 'n onverdeelde Jerusalem. Dat hulle beheer oor daardie stad sal behou, dat dit nie sal verdeel word, nie aan hulle vyande oorgegee sal word nie. En dat hulle beheer oor daardie stad sal hou totdat die Messias sal kom en die vrederyk sal instel. Dankie Here vir hierdie groot en wonderlike belofte. Sien ons vanaand dan nou by hierdie boodskap, Here, gee ons geopende ore om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Jesegiel 38 vers 1. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom en sê, so spreek die Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal, en ek sal jou weglok en hakke in jou kakebene sit,
en jou laat optrek en jy en jou hele leer, perde en ruiters almal volkome toegerus, 'n groot menigte met die groot en klein skild almal saam, wat almal die swaard hanteer. Perse, Kusiete en Putiërs, saam met hulle almal skild en helm. Gomer en al sy leers, die huis van Togarma in die uithoeke van die noorde, en al sy leers, baie volke saam met jou. Hou jou reg en maak jou klaar, jy en jou menigtes wat by jou vergader is, en wees vir hulle 'n leidsman. Na baie dae sal jy bevel ontvang. Aan die einde van die dae, aan die einde van die jare, aan die woord aan jou in die eindtyd, sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reg gekom het, wat versamel is uit baie volke op die berge van Israel, wat gedurig deur as 'n pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring en hulle woon almal in veiligheid. Lees net vers 16, wat hy verder met Gog praat, en jy sal optrek teen my volk Israel, soos 'n wolk, om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees. Dan sal ek my teen jou laat aankom, sodat die nasies my kan ken, as ek my in jou, o Gog, voor hulle oë, as die heilige laat ken. Dan sien ons net daar in hoofstuk 39, die eerste paar versies, en jy mensekind, profeteer teen Gog en sê, so spreek die Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, Forson, Ros, Meseg en Tibal. Ek sê jou weglok en jou lei en jou laat optrek uit die agterhoeke van die noorde en jou laat kom op die berge van Israel. Maar ek sê jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en al die volke wat saam met jou is. Aan die roofvoëls van allerlei vere en aan die wilde diere van die veld sal ek jou as voedsel gee. Op die oop veld sal jy val, want ek het dit gesê, spreek die Here. En ek sal 'n vuurslinger in Magog en onder hulle wat in die kuslande veilig woon, en hulle sal weet dat ek die Here is. Nou, vriende, dit is baie duidelik dat die Here 'n baie groot eindtydse oorlog teen Israel profeteer, waarin Rusland, die Gog, die leiding gaan neem. Saam met Gog gaan 'n groot aantal nasies, het ons hier gesien, optrek teen Israel om daai land uit te wis, om 'n soort van 'n finale oplossing vir die Joodse vraagstuk te vind, en hierdie land oor te gee aan die vyande van Israel, en die vyande van Israel is islamitiese Arabiese volke rondom Israel, en hulle doel is dat daar 'n islamitiese kalifaat, 'n koninkryk, in die Midde-Ooste gestig moet word met Jerusalem as hoofstad. 'n Kalifaat wat beheer sal hê oor al die islamitiese lande wêreldwyd, sodat in hierdie nuwe wêreldorde dit vir hulle die sentrum van beheer sal wees, en dat 'n kalif, 'n koning, wat 'n afstammeling van Mohammed is, daar sal regeer. Nou, uit Israel se oogpunt, wil hulle beheer oor Jerusalem hê, wil hulle nie die stad verdeel nie, glo hulle Messias sal kom en hy sal sy voete op die Olyfberg neersit, hy sal sy vyande oordeel, hy sal die troon van Dawid herstel, en hy sal die wêreld regeer van Jerusalem af. Sy troon sal daar opgerig word. So dit is een van hierdie twee scenario's, vriende. Nou sien ons dat die islamitiese state in die Midde-Ooste is bereid om hulle rykdom en hulle invloed en hulle mag te deel met 'n supermoondheid soos Rusland, as die hulle net sou help om hulle doel te bereik, om Israel uit te wis, om Jerusalem te verower, en dit vinnig beslissend te doen met oorweldigende militêre mag. Maar hulle kan dit op hulle eie nie doen nie, daar was al baie oorloë in Israel gevoer sedert 1948. Daarom besef hulle, hier moet nou 'n groot supermoondheid met geweldige wapentuig die leiding neem, en nou moet daar 'n finale oplossing. Daar moet 'n finale oorlog teen Jerusalem en teen Israel gevoer word. En hulle moet nou heeltemal hierdie land en hierdie stad oorneem, sodat hulle doel kan bereik. Nou, uit wat ons hier gelees het, dit is natuurlik Oud-testamentiese name, is dit tog baie duidelik dat hier van Rusland gepraat word, van watter volk, waar hulle woon, en dit spesifiek, dit word hier genoem, die Here praat van Gog,
Hy sê eerstens, Gog woon in die land Magog. Nou, as ons die register van nasies lees in Genesis 10, dan sien ons dat Magog was 'n kleinseun van Noag. En die afstammelinge van Magog het noord van die Kaukasus gebergte, daar net noord van die Swart See, het hulle gevestig. En dit is die belangrikste antieke volk, die afstammelinge van Magog, waaruit die moderne Russe afgestam het. En verder, behalwe dat die Here sê hy woon in die land van Magog, sê hy ook, jy is die vors van Ros, Meseg en Tubal. Nou Ros of Rus was een van hierdie stamme wat van Magog afgestam het, en hulle het lank in die omgewing van die Volga gewoon. Meseg en Tubal was jonger broers van Magog gewees, volgens Genesis 10 vers 2. En hulle het ook in die gebied van die huidige Rusland gevestig. Meseg was die stigter van die Moski, en van die naamwoord is die stad Moskou ook afgelei. Tubal is die stamvader van die Tibereni, wat langs die Swart See gewoon het. So jy sien, as ons, dit sê nou vir ons, dit dui onteenseglik, dui dit op die moderne Rusland. Want al hierdie antieke volke het in daai gebied noord van die Swart See gebly, wat vandag die moderne Rusland is. Maar verder, om nou enige twyfel wat daar dalk nog mag wees, gee die Here die rigting van hierdie vyand aan, soos gesien vanuit Israel. Hy sê, die agterhoeke van die noorde. Nou as mens in Israel is, dan is direk noord van Israel is Syrië. Syrië, en in Bybelse tye Assirië, is genoem die koning van die noorde. Verder noord van Syrië is Turkye, en nog verder noord van Turkye, in die agterhoeke van die noorde, is die moderne Rusland. As jy in Jerusalem staan, en jy kyk reg noord, op presies dieselfde lengtegraad, is Moskou en Jerusalem op dieselfde lengtegraad geleë. So presies noord uit Israel uit, is hierdie vyand in die agterhoeke van die noorde, niks anders as die moderne Rusland. Nou sien ons ook uit wat hier geskryf is, Esegiel praat van 'n oorlog wat in die laaste dae gaan plaasvind, teen 'n volk wat uit baie lande, uit baie volke versamel is op die berge van Israel, wat gedurig as 'n pynhoop daar gelê het. Nou ons weet, vriende, die internasionale verstrooiing van Israel na alle lande, nie net die Ou Testamentiese ballingskap na Babylonië nie, die internasionale diaspora, die verstrooiing van Israel, waarvan ons sal lees in Deuteronomium, het eers in Nuwe Testamentiese tye ons gebeur, in die jaar 70, toe die Romeine die stad Jerusalem verwoes het, en Israel as ballinge verdryf is na die res van die wêreld. En van die jaar 70 af tot nou, is daar letterlik nie een land op die wêreld, waarheen daar nie Jode verstrooi geraak het, waarheen nie Jode sou aangetref het. Dit is letterlik so. So die herstel uit die internasionale diaspora, hierdie verstrooiing wat in die jaar 70 plaasgevind het eers gebeur in die 20ste eeu. Dis eers in 1948 dat Israel weer terug is en hulle ou pynhope kom herbou het en hulle daar op die berge van Israel weer kom woon het wat gedurig deur as 'n pynhoop daar gelê het. Is hierdie volk versamel en hulle het weer staatkundig 'n eie selfstandige onafhanklike volk geword. So in werklikheid kan dit wat Esegiel hier profeteer eers na 1948 gebeur met die herstelde Israel terug in hulle land. En in elk geval het Rusland ook eers in die middel van die 20ste eeu 'n supermoondheid geword wat militêr so sterk is dat hy die leiding kan neem in 'n baie groot oorlog teen Israel. Rusland was nie in historiese tye en antieke tye so sterk land wat hy so groot invloed gehad het dat hy die leiding kon neem in so 'n oorlog teen Israel nie. Dit is dus baie beslis en duidelik soos die Bybel ook sê, in die laaste dae sal jy soos 'n wolk die land oordek om die hele land uit te wis. Nou, die Bybel sê, Gog en sy menigte, die nasies wat saam met hom is, sal 'n land inval wat versamel is uit baie lande, maar wat in veiligheid woon. Nou, baie mense sê nou, maar hoe is dit nou? Israel leef nie eintlik in baie veiligheid nie. Israel het die Palestynë en daar's gedurende jihads wat teen Israel terroriste terreur aanvalle teen Israel en so aan. Maar die feit is net, daar is omtrent 6 miljoen Jode nou, en Israel, dis 'n land wat oop lê na alle kante toe. Die stede word nie meer met mure omring soos in die antieke tye nie.
en die meer as 300 kibbutze lê oop na alle kante toe. En 'n messiaanse Jood, Arnold Fruchtenbaum, het na aanleiding van hierdie teks gesê, hy sê daardie woord hulle woon in veiligheid, beteken eintlik hulle woon in valse gerusheid en veiligheid, wat gebaseer is op 'n oormatige vertroue in Israel se militêre vermoë om aanvalle af te slaan. En dit is so as jy in Israel kom. Hulle dink nie, want hulle weermag is so sterk, hierdie Palestynë, hulle het al so baie teen Arabiese volke oorlog gevoer, hulle staan nie 'n kans teen hulle nie. So dit is eintlik 'n valse gerusheid waaronder hulle verkeer. Nou kyk ons net kortliks na 'n paar van hierdie bondgenote wat Israel wat nou saam met Gog, saam met Rusland die aanval genoem. Die eerste een is Persië. Hy sê Perse, Kesiete, Piteërs, 'n klomp volke saam met hulle. Nou die Persiërs is die een waaroor ons die minste kan twyfel. Want Persië se naam is eers in 1935 na Iran verander. Aan die ander woorde, Iran is die huidige moderne weergawe van die Persiese volk. Ons weet daar was 'n revolusie onder Ayatollah Khomeini in 1979 en toe het die land uitgesproke anti-Israels geraak. En een van die groot vyande van Israel geword. En het verskeie van die leiers van Iran, politieke leiers en godsdienstleiers in die openbaar gesê dat Israel moet uitgewis word van die wêreldkaart. Hierdie volk moet vernietig word. Hulle is daar in die plek waar die islamitiese kalifaat gestig moet word, gevestig moet word, wat eenheid in die islamitiese wêreld moet skep en wat eintlik ook 'n wêreldoorheersende rol moet speel. So Persië het sy vyandigheid, Iran het sy vyandigheid teenoor Israel al op verskillende maniere getoon. En nou is dit so dat Rusland het 'n militêre verbond met Iran en met Sirië, sodat hy by Iran sal staan, en as Iran in 'n oorlog teen Israel of Amerika of wie ook al is, sal Rusland dadelik betrokke raak volgens daai verbond en moet hulle Iran help. So hulle het hulle self klaar verbind aan Iran. Die tweede volk wat hy noem is Put, die Hebreëse naam vir Put, die Hebreëse naam Put is uit Libië. Nou ons weet, Libië is ook 'n islamitiese land in die Mediterrane gebied en hulle is ook baie sterk anti-Israels. 'n Ander land wat hy noem is Kus. Dit is die Hebreëse naam vir die moderne Ethiopië. Nou nadat Haile Selassie in hierdie land tot 'n val gekom het, het Ethiopië eers 'n kommunistiese land geword en toe word hy 'n islamitiese land. So Ethiopië, hierdie land in Noord-Afrika, wat ook 'n islamitiese land is, het ook daai basiese, kom ons sê, afkeer en haat vir Israel. Nou die antieke Kus was bietjie groter as die huidige Ethiopië. Dit het Sudan ook ingesluit. So mens kan maar sê, islamitiese volke uit die hele Noord-Afrika gaan ook saam met Rusland deelneem in hierdie groot inval in Israel, saam met Iran, saam met Libië en dan hierdie lande uit Noord-Afrika. En dan noem hy nog twee, Togarma en Gomer. Dis die enigste twee wat ons nie vandag kan plaas nie. Ons weet nie presies na watter volke dit verwys nie. Sommige mense sê dit verwys na Turkye, ander het weer ander teorieë. Die feit is nie, dit is volke daar iewers ter in die nabye omgewing van Rusland, in Oos-Europa of in die voormalige Sowjetunie, is daar nog ander lande wat ook saam met Rusland hierdie aanval gaan doen. In elk geval sê die Bybel en saam met hulle nog baie ander volke. So dit gaan nie net 5 wees nie, daar gaan nog meer wees. En mens kan aflei dat dit uit daai islamitiese wêreld in die Midde-Ooste is. Met ander woorde is eintlik 'n islamities georganiseerde oorlog teen Israel wat onder die leiding van Rusland gaan wees, want hy het die militêre vermoë. Rusland het groot ekonomiese probleme op die oomblik. Rusland wil graag sy magsposisie uitbrei. Hy wil homself hervestig as 'n supermoondheid en hy sal bereid wees om Islam te help om hulle doel te bereik om Israel uit die Midde-Ooste verwyder te kry en hulle islamitiese ideale verwesenlik te kry. Daarom gaan Rusland deel hê hieraan. Maar meer as dit, die Here sê vir Rusland, Gog, ek het dit teen jou. Ek gaan jou op die berge van Israel bring, want ek het dit teen jou, o Gog. Ons moet goed verstaan dat Rusland, vriende, van 1948 af toe Israel herstel is, het hulle Israel se vyande bewapen. Hulle het met Russiese wapens teen Israel geveg.
met AK-47's, met SAM-6 missiele, met ander Russiese wapens. En hy is nog steeds besig om wapens te verskaf aan Israelse vyande. Hy is 'n bondgenoot van Israelse grootste vyand. Meneer Netanyahu sê hulle ernstigste, grootste vyand op die oomblik is Iran. Want Iran verskaf wapens aan Bashar al-Assad van Syrië, hy verskaf wapens aan Hezbollah van Libanon, hy verskaf wapens aan Hamas in die Gaza-strook, dit is wat Iran doen, en nou sit Rusland agter Iran. Met ander woorde, Rusland skaar hom by die grootste vyand van Iran. Iran wat eintlik die oorsprong van baie terreur teen Israel en teen Amerika, al Israel se bondgenote is. So nou, dit is hoekom die Here sê, ek het dit teen jou, o Gog, want Gog bemagtig en bewapen die vyande van Israel. Daarom gaan hy 'n leidende rol speel. Maar dit lyk tog of Rusland so 'n bietjie huiwerig gaan wees om sommer net die leiding te neem in hierdie groot oorlog. Daarom sê die Here, ek gaan hakke aan jou kakebene sit en jou uittrek daar uit die agterhoeke van die noorde. So daai effense onwilligheid om nou hier by 'n oorlog betrokke te raak, gaan nie vir lank bestaan nie. Daar gaan dinge gebeur wat veroorsaak dat Rusland ingetrek word by hierdie konflik in die Midde-Ooste en dat hy eintlik geen keuse sal hê as om deel te neem in hierdie oorlog nie, sodat die Here daar kan afreken met die vyande van Israel. En dit is hierna wat ons moet kyk. Nou, Rusland, omdat hy 'n bondgenoot van Iran en van Syrië is en 'n militêre verbond met hulle gesluit het nou ook tot die oorlog in Syrië toegetree teen ISIS of die Islamitiese staat, en dit is eintlik dit is die manier waar die hakke in die kakebene van Rusland ingeslaan word, sou ek sê. Want toe hulle nou begin om ook vestings van Islamitiese staat in Syrië te bombardeer en met 'n groot militêre opbouing daar in Syrië besig is, het ISIS dramaties toegeslaan op Rusland, en hulle het 'n Russiese passasiersvliegtuig aangeval en afgeskiet in Oktober 2015, wat op pad was van Sharm el-Sheikh in Egipte na Sint-Petersburg in Rusland. En 224 insittendes is dood. En Islamitiese staat het verantwoordelikheid hiervoor aanvaar. En na al die ondersoeke gedoen is dit onteenseglik bewys daar was 'n bomontploffing aan daai vliegtuig gewees, op die manier waarop die vliegtuig gedisintegreer het en ook oorblyfsels van die bom, en die Islamitiese staat het verantwoordelikheid aanvaar. Nou het Rusland gesê, ons is nou nog meer vasberade om teen julle te veg. Dit maak Rusland nou nog net meer betrokke hier in die Midde-Ooste en by hierdie stryd. En daarom kan ons sien dat hierdie alliansie is nou besig om vorm aan te neem. Rusland is klaar betrokke, hy het hom geskaar aan die kant van Iran, Syrië en al hierdie ander Shiïtiese bondgenote. Ek wil net terloops noem, dit is 'n baie gekompliseerde situasie in die Midde-Ooste, want Islam is in twee absolute vyandige groepe verdeel, wat mekaar ook geweldig beveg. Dit is die Shiite en die Sunni moslems. Die Shiite is 'n minderheid van minder as 20%. Die Sunnis is 'n groot meerderheid van meer as 80%. Nou die Shiite is hoofsaaklik gevestig in Iran. Hulle is die Shiite. Hulle is sterk verdeel teen die Sunnis, nog baie erger as wat die protestante en die katolieke in die donker middeleeue teen mekaar was. Dis nog 'n groter kloof eintlik tussen hierdie twee islamitiese groepe. En hierdie twee islamitiese groepe wil ook teen mekaar veg. En volgens Daniël 11 sien ons dat in die eindtyd daar juis in die Midde-Ooste so 'n oorlog tussen die koning van die noord van Israel en die koning van die suid van Israel gaan uitbreek, wat juis in die islamitiese Arabiese wêreld van Israel gaan wees. So daar gaan eintlik nog 'n groot oorlog ook uitbreek tussen hierdie twee groepe. En die verhoudinge tussen hulle het baie versuur geraak, toe Saudi-Arabië nou onlangs vir nimmer daai een mullah van godsdienstleier van die Shiite tereggestel het, onthoof het. En Iran het gesê, Saudi-Arabië gaan 'n duur prys betaal daarvoor. Hulle dryf net al hoe verder van mekaar uit. En hierdie twee groepe beveg mekaar. Ons weet, kyk hoe hulle mekaar beveg in Iran. Saddam Hussein was 'n Sunni moslim, maar die meerderheid in Irak
Die meerderheid moslems daar was Shiite. Nadat Saddam Hussein geval het, die Shiite nou oorgeneem, en hulle is weer bondgenote van Iran. En nou sit Bashar al-Assad, hy is weer 'n minderheid Shiitiese moslem, teenoor wat regeer oor 'n meerderheid Sunnis. Daarom is daar eintlik geen oplossing, vriende, vir daai burgeroorlog in Sirië nie. Dit gaan net van kwaad na erger, want ISIS is ook 'n Sunni groep. Al-Qaeda is 'n Sunni groep, maar Bashar al-Assad is 'n Shiite en agter hom staan Iran en agter Iran staan Rusland. So hulle gaan nie bes gee nie. So nou is dit 'n geweldige moeilike situasie daar. Rusland beveg nou ook oppositiegroepe teen Bashar al-Assad waardeur Amerika ondersteun word. Maar Amerika beveg ook vir ISIS, want dit is nou 'n radikale groep wat al twee hierdie ander groepe beveg. So dit is 'n veelfasettige oorlog hierdie, maar die feit is net dat in 'n stadium gaan hulle die aandag wegtrek van hierdie groot kloof tussen die Shiite en die Sunnis en hulle gaan hulle gemeenskaplike vyand, naamlik Israel, aanval en dan gaan hulle onder Rusland se aanvoering tot hierdie oorlog oorgaan. In Amerika is dit natuurlik onder Christene en nie-Christene, onder die politici ook, is dit 'n baie druk bespreekte onderwerp, hierdie oorlog in Sirië, hierdie spanning in die Midde-Ooste, hierdie vredesonderhandelinge wat met Iran getref is. Want onthou, Iran was besig om kernbomme te vervaardig en al die tegnisie kom uit Rusland uit. Met Russiese tegnisie is Iran met kernontwikkeling besig. En nou het hulle gesê, hulle sal dit stop, hulle sal nie meer kernbomme maak nie, hulle sal net kernkragsentrales oprig en so aan. So in Amerika besef hulle, die konflikpotensiaal is ontsettend in die Midde-Ooste, daar kan enige tyd 'n oorlog daar uitbreek, en met Rusland se betrokkenheid nou, is dit net soveel belangriker. Een van die Messiaanse Jode het 'n klomp boeke geskryf, Joel Rosenberg, The 12th Imam, The Tehran Initiative, Damascus Countdown, The Last Jihad, The Ezekiel Option. En al hierdie boeke kom dit daarop neer, hy sê die Esegiel 38 oorlog is op die drempel, hy kan enige tyd uitbreek. Die Tehran Option, van Tehran af met Russiese hulp, gaan hulle die laaste jihad, die finale jihad teen Israel voer. 'n Jihad is 'n heilige oorlog, wat verklaar word in die eerste plek teen Israel. Baie moslems beskou eintlik vir Amerika nog as 'n meer bose land as Israel. Hulle sê omdat Amerika Israel ondersteun en vir hulle wapens gee. Daarom noem hulle Amerika die groot Satan, hulle noem Israel die klein Satan. Hulle sê maar hulle wil teen albei hierdie duiwels veg. So basies, dit is die doelstelling van die finale jihad, om Israel en sy bondgenote heeltemal te verdryf uit die Midde-Ooste uit. Nou is hier 'n ander skrywer wat ook geskryf het, The Islamic Antichrist and the Mid-East Beast, Scriptural Case for an Islamic Antichrist. En hy het ook 'n boek geskryf, When a Jew Rules the World. Dit is Joel, dit is nie Joel Rosenberg nie, dit is Joel Richardson. Hy het nou in hierdie boek, en die Amerikaners, die koop nogal hierdie idee nou. Vir baie lank het hulle gedink, nee, die paus in Italië gaan die antichrist wees, en party het gesê, iemand anders gaan die antichrist wees, daar was al baie teorieë daar. Maar nou is die siening besig om heeltemal te swaai, dat die antichrist gaan in die Midde-Ooste opstaan, en daar gaan 'n Islamic Antichrist wees. En dit is nou, en hierdie skrywers het boeke geskryf, wat topverkopers in Amerika is, en een van Joel Richardson se boeke, When a Jew Rules the World, is 6 weke gelede in Afrikaans ook uitgegee in Kaapstad, wanneer 'n Jood die wêreld regeer. Beskryf hierdie hele aanval antisemitisme, Jodehaat deur die eeue heen teen Israel, maar wys wat die uitkoms daarvan gaan wees en hoe die Joodsgebore Messias, Jesus Christus, wat vir die vrou by die put gesê het, die saligheid is uit die Jode, wat as 'n Jood uit die stam van Dawid, uit die huis van Dawid gebore is, hoe dat Jesus Christus gaan terugkom en daai troon in Jerusalem gaan herstel, en hoe dat 'n Jood dan die wêreld in die 1000-jarige vrederyk gaan regeer. Vir my is dit so 'n bietjie sensasioneel en 'n bietjie oorvloeiend, want Jesus is nie in die eerste plek 'n Jood nie, hy is die seun van God, hy is die Messias, hy is die verlosser van die hele wêreld, hy is die koning van almal. Maar hy was tog as die seun van die mens 'n Jood gewees.
en hy kom terug na die Jode toe, en die oorblyfsel van Israel gaan gered word. Hy gaan sy voete op die Olyfberg neersit. Nou vriende, ons moet dus nou maar kyk wat in die Midde-Ooste gebeur, kyk maar wat in Syrië gebeur, kyk wat in Iran gebeur, kyk wat die moslems doen, kyk na Rusland se rol, en kyk na die magsopbou in die Midde-Ooste, en kyk hoe hierdie gekompliseerde situasie verder ontwikkel. Maar die Bybel sê dit gaan 'n verrassingsaanval wees. Eintlik gaan nie eens Israel dit verwag. Dit gaan in die geheim so georganiseer word, dat dit skielik en onverwags gaan dit 'n beleg wees, oor land, oor nag, gaan troepe ontplooi word in die Midde-Ooste, gaan hulle die land soos 'n wolk oordek. Daar's groot vragvliegtuie wat binne 'n paar ure 1800 soldate per vliegtuig kan vervoer, van een punt na 'n ander in die Midde-Ooste. 'n Ontplooiing van soldate kan binne 'n paar ure plaasvind. Hierdie oorlog gaan skielik en dramaties uitbreek. Maar vriende, hoekom is dit vir ons so belangrik om hiervan kennis te neem? Daar word allerweë verwag dat hierdie oorlog die begin van die 7 jaar verdrukking gaan wees. Daar word verwag dat na hierdie oorlog daar 'n vredevors in die Midde-Ooste gaan opstaan en gaan aanspraak maak dat hy die oorwinning gegee het, dat hy die wêreldekonomie van ondergang gered het, dat hy 'n derde wêreldoorlog afgeweer het, dat Israel en ook alle ander nasies, selfs Rusland, wat nou gestraf is op die berge van Israel, dat dit in almal se belang is om nou hierdie vrede te aanvaar wat hy nou gaan bring. En dat die geestelike ontwaking wat gaan plaasvind in Israel, by die besef dat God het ingegryp en hulle vyande verdelg het, gaan tot die ongelukkige gevolg lei, dat hulle die verkeerde persoon as Messias gaan aanvaar. Die verkeerde persoon, menende dat hy het gekom om hulle uit te red in 'n finale oomblik, toe hulle kon gesê het, maar ons hoop is verlore, daar's nie vir ons 'n kans om hierdie oorlog te wen nie, dis verby met ons, dis verby met Israel, dis verby met alles. En dan skielik kom die Here, en hy sê, hy sal hulle deur vuur uit die hemel, sal hy hierdie leers verdelg op die berge van Israel. Die King James vertaling sê net 1/6 van daai oorlog, van daai soldate wat op die berge van Israel ontplooi sal word, sal terug gaan huis toe om die storie te vertel. Die meeste van hulle gaan omkom op die berge van Israel. En dit gaan so duidelik wees dat dit 'n ingryping van God is, dat dit bonatuurlik deur vuur uit die hemel is, dat ook die nasie sal eer aan God gee. Israel sal eers sê, dankie Here, U het ons uitgered. En dan terwyl hulle nog verras is deur hierdie skielike onverwagse wending, staan hier 'n vredevors op. En dit lees ons ook in verskeie profesieë in die Ou Testament. Die Here Jesus het die Jode self gewaarsku. Hy sê, ek kom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sê julle aanneem. Hierdie valse Messias wat in sy eie naam gaan kom, hulle gaan hom aanneem en hulle gaan vir 1 week lank 'n sterk verbond met hom sluit. Nie net hulle nie, maar ook die nasies van die wêreld. En hulle gaan verbly dat die Messias uiteindelik gekom het. En die Messias gaan vir hulle sê, maar eintlik het God my gestuur om julle te red van ondergang en om ook 'n bietjie besinning te bring onder julle vyande. En hy gaan 'n valse profeet as hy sê hê, en ons lees in Openbaring 13, hierdie valse profeet doen groot tekens dat hy selfs ook vuur uit die hemel kan laat neerdal voor die oë van die mense in die aangesig van die dier. Dan maak hy daai uitredding, daai oordeel van God na op 'n kleiner skaal. En hy laat self vuur uit die hemel neerdal en dit sal finaal alle twyfel by die Jode en by ander mense uit die weg ruim dat hierdie anti-Christus, hierdie valse Messias is in werklikheid die ware Messias. Hulle sal so verwonder daaroor wees. Openbaring 13 sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en hulle het die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? Niemand nie. Kyk wat kon hy reg kry hier in Israel. En almal aanbid hom en selfs Israel aanbid hom en selfs Israel gee aan hom die reg. Hy gee selfs aan Israel die reg om die 3de tempel te herbou in Jerusalem. So u sien vriende, alhoewel daar 'n geestelike ontwaking gaan wees in die sin dat mense erkenning aan God sal gee, heerlikheid aan God sal gee vir hierdie uitredding, gaan die grootste desepsie van alle tye daardie tyd begin met die vestiging van 'n valse Messias. Dan gaan dit nie die koninkryk van God wees wat geopenbaar gaan word nie, maar die koninkryk van die duiwel. Die dier sien ons, die draak het hom bemagtig, het hom sy troon gegee en groot mag. Hy het sy mag en sy troon en sy heerskappy by die draak, by die duiwel gekry. En hy sal 'n wêreldregering vestig in die Midde-Ooste en hy sal beheer oor die hele wêreld verkry. So vriende, ek wil net hê u moet besef dat omdat Jerusalem so 'n belangrike stad is, omdat dit die stad is daar waar Jesus gesterf en opgestaan het, daar waar die Heilige Gees uitgestort is, daar waar die kerk begin het,
En ook die stad is waarheen Jesus gaan terugkeer as hy sy voete op die Olyfberg neersit. Daarom wil die vyande van Israel, die koninkryk van die duisternis, wil hulle beheer oor Jerusalem kry. En dit is die rede waarom die 7 jaar van die verdrukking begin met 'n oorlog teen Jerusalem en dit eindig met nog 'n groter oorlog teen Jerusalem. Dit sal nie klaar wees met hierdie Russiese aanval nie. Moenie dink Islam en die Russe is die enigste vyande wat Israel het nie. Wanneer die anti-Christ nou vir 3,5 jaar aanvaar as Messias en deur die Jode erken is en ook deur die res van die wêreld, gaan hy in die middel van die verdrukking, as die Jode nou al lankal hulle tempel herbou het, gaan hy in daai tempel in en gaan hy sê hy is God. En gaan hy ook 'n afgodsbeeld van homself in die tempel se allerheiligste laat oprig. En dan gaan die Jode besef hulle is mislei, want een ding waarvan hulle verlos is afgode diens. Dit is baie diep by hulle ingewortel, ook die ortodokse Jode, om nie voor 'n beeld neer te buig en om te aanbid nie. En as die anti-Christ sê, julle buig voor my neer en julle aanbid die beeld of julle word gedood, dan moet hulle vlug uit Jerusalem. Want as hulle dit nie wil doen nie, Openbaring 13 sê, en elkeen wat weier om die dier se beeld te aanbid, sal onthoof word. En dit is wat die Here Jesus gesê het in Matteus 24 vers 15 af. Wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan Daniël gespreek het, sien staan in die heiligdom, is in die tempel, dan moet julle vlug. Dan moet die wat in Jerusalem is, nie eers iets inpak nie, die wat in die lande is, moet nie terugkom huis toe nie, dan moet julle wegvlug na die berge, want dan sal daar 'n verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie. Dan is dit groot verdrukking. Dan gaan die anti-Christ teen die Jode probeer weerwraak neem, omdat hulle hom nie as God wil aanbid, omdat hulle verbond met hom verbreek het. En dan gaan hy met 'n internasionale veldtog begin van Jodehaat, om finaal alle Jode in die wêreld uit te wis, en ook hierdie Jode te agtervolg, wat weggevlug het uit Jerusalem. Dit is jammer om dit te sê, mense is innig jammer vir die Jode, maar volgens die Bybel gaan daar iets erger gebeur as dit in die Tweede Wêreldoorlog met die Holocaust gebeur het, toe 6 miljoen Jode dood is. Sagaria 13 sê, in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal doodgaan, sal uitgewis word, maar 1/3 sal uitgered word, en hy sal die 1/3 deur vuur bring, deur verdrukking, deur swaar kry, deur 'n smeltkroes, en hulle is die oorblyfsel wat die Messias gaan aanneem. En jy sien, nou kan jy begryp, nou gaan die anti-Christ die hele wêreld opsweep teen Israel, en dan gaan hy, want daar gaan nog baie ander Jode oorbly, nie almal gaan vlug nie. Hierdie wat vlug, gaan vlug, waarskynlik na Petra, suid van die Dooie See is daar 'n plek van ontvlugting tussen die berge, en die Bybel sê hulle gaan na die berge toe vlug. Hulle sal waarskynlik wesvlug na die Dooie See, langs die Dooie See af by Masada verby onder tot suid van die Dooie See. Maar baie ander Jode gaan nog in die wêreld wees, en dan gaan die anti-Christ almal in die wêreld teen Israel en teen Israel se Messias opmaak. En daarom, vriende, wil ek net hê u moet besef dat hierdie Russies-Arabiese inval in Israel wat nou binnekort gaan plaasvind, is net 'n voorspel tot 'n groter oorlog wat deur 'n wêreldmag teen Israel gevoer gaan word, ook teen die stad Jerusalem. Die Here sê, kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering van Jerusalem. Hy sê in hoofstuk 14, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. En die Here, dit is dan nou op die dag van sy wederkoms, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. En dit is die plaag waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan. Hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, en die hand van die een sal hom teen die hand van die ander een verhef, en hulle sal mekaar begin doodmaak. En dan vers 16, almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. Daarom, vriende, ons is vlak voor hierdie 7 jaar van verdrukking, wat gaan begin met die oorlog teen Jerusalem, die Russies-Arabiese inval, wat gaan eindig met die slag van Armageddon, wat ook in en om Jerusalem gaan geveg word deur 'n multinasionale mag,
Openbaring 19 sê die dier en die konings van die aarde het hulle versamel om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit. Dit is as Jesus afkom na die Olyfberg. En die dier en die valse profeet is gevang en lewendig in die vuurpoel gegooi. En die duiwel is gevang en in 'n put gebind. En dan het Jesus sy troon in Jerusalem herstel en dan regeer hy. Dan eers kom daar vrede. So hier kom 2 geweldige groot oorloë in Jerusalem. En as jy dink, dit is klaar, dit is glad nie klaar nie. As die duiwel na die 1000 jaar uit die put losgelaat word, gaan daar nog 'n oorlog teen Jerusalem wees. En wanneer die 1000 jaar volëindig is en die Satan uit sy gevangenis ontbind word, sal hy uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges, dis Jerusalem, en die geliefde stad omsingel, en vuur van God het uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur gewerp. Kan jy sien dat Gog en Magog wat Israel nou gaan aanval, gaan eintlik lei na nog 'n groter oorlog aan die einde van die verdrukking, die slag van Armageddon. En wanneer die duiwel losgelaat word, gaan dit weer Gog en Magog. Dit lyk my daar het 'n baie bose vesting wat die duiwel vir hom ingerig het daar in die agterhoeke van die noorde. Daar waar kommunisme gevestig is in 1917, wat 'n ateïstiese filosofie is en wat sterk anti-Israels en anti-Christelik is. Daar het hierdie vyandskap teen Israel gebroei en daarvan af gaan hierdie groot Russies-Arabiese inval georkestreer word. En aan die einde van die 1000 jaar gaan dit weer uit daai gebied wees en dan gaan al die volke in die wêreld wat Christus nie ken nie, wat nie gered geraak het in die vrederyk nie, saam met die duiwel weer 'n aanval op Jerusalem maak. Daar gaan weer vuur uit die hemel wees, hulle gaan weer verdelg word, maar dan is dit klaar. Dan verskyn daar 'n groot wit troon in die hemel, dan is dit die eindoordeel, dan is alles verby. So ons staan nou op die drempel van groot internasionale vyandskap teen Jerusalem. Dit was baie belangrik dat Israel in 1948 moes terugkom, eers beheer net oor die nuwe deel van Jerusalem kry, in 1967 die ou deel, die Bybelse Jerusalem ingeneem het, in 1980 die stad tot hulle hoofstad verklaar het. Nou is die toneel geskep. Ons is nou regtig aan die eindtyd. Die vrye boom het gebot, die Jode is terug. Hulle is terug in hulle land, 6 miljoen van hulle. Jerusalem is hulle hoofstad. Die islamitiese wêreld eis dat die staat Israel en die land verdeel moet word tussen Israel en hulle as 'n interim maatreël om uiteindelik beslag te lê op die hele land en op die hele stad. Daarom weet ons is in die eindtyd. Die Here Jesus het ook gesê, Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. As Jerusalem se vertrapping verby is, dan is die kerkbedeling ook verby. Dan is die tye van die nasies ook verby. Dan gaan Israel se tyd weer begin. Dan gaan die Messiasryk gevestig word. Jerusalem se vertrapping is staatkundig, is beëindig, die Jode het beheer daaroor gekry. Hy is fisies beëindig, hy is nog net nie godsdienstig beëindig. Die 35 akker van die Tempelberg is nog onder 'n moslimkomitee se beheer. En hulle vertrap nog die Tempelberg, hulle moskees die staan nog en hulle keer nog dat die Joodse tempel herbou word. So die vertrapping van Jerusalem moet nog net geestelik beëindig word en dit gebeur eers as die Messias sy voete op die Olyfberg sit. Maar hy's nou in 'n gevorderde stadium van die opheffing, die beëindiging van die vertrapping van Jerusalem. Daarom stuur ons nou af op hierdie groot konfrontasie. Die magte van die duisternis wat dit wil verhoed, wat dit wil voorkom en wat alles in die stryd gaan werk en wat hierdie 2 groot oorloë teen Jerusalem en teen Israel en teen die Messias van Israel gaan veg in en om Jerusalem. En dis juist daar, en daarmee sluit ek af, waar die Here dan in gerig gaan tree met hierdie nasies, juist daar in Jerusalem, wat hierdie land probeer beset het. Want kyk, sê Joël, in die dae en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, en hulle lot word nou verander, hulle is in proses, sal ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat, dis die Kidronvallei, aan Jerusalem, laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land, wat hulle verdeel het. So hierdie hele 2-staat oplossing in die Midde-Ooste is onbybels, om Israel se goddelike Bybelse mandaat oor die land te ontken, en te sê, daai land wat die Here aan julle gegee het, hy moet verdeel word. En daai stad Jerusalem wat die Here vir julle vir 'n hoofstad gegee het, waar hy gesê het, hy gaan sy naam vestig, hy moet verdeel word. Oos-Jerusalem moet aan die Palestynë gegee word vir 'n hoofstad. Dit sluit die Olyfberg in.
dit sluit die Tempelberg in. So hulle wil daar hulle 'n godsdienststelsel hervestig. En die Here sê hy gaan met hulle daar in die gerig tree. Daarom gaan hierdie groot oorloë in die Midde-Ooste gevoer word. Die hele klem van die wêreld is besig om na die Midde-Ooste te skuif. Ekonomies, wat olieprodusering betref, polities, godsdienstig, alles dui daarop en dis die plek waarin Jesus terugkom. Dis die terrein van die laaste groot oorloë. Daarom moet ons hierdie hele komplekse Midde-Oosterse situasie probeer verstaan en probeer sien volgens die Bybel waarheen gaan hierdie dinge lei en wat gaan die uiteinde daarvan wees. Mag die Here ons begenadig dat ons voorbidders vir Jerusalem te wees, vir die Jode, dat die Here hulle oë sal oopmaak vir wie hulle ware Messias is, waar hulle ware vrede te vinde is, en dit is net by Christus. Gelukkig is daar baie messiaanse gemeentes, maar hulle is nog maar 'n klein minderheid. Ons moet hulle hande versterk. Ons moet saam met hulle bid. Ons moet saam met hulle staan teen hierdie wêreldwye vyandigheid wat besig is om te eskaleer teen Israel. Mag die Here ons daartoe versterk. Amen. Ons dank die Here dat ons 'n paar gedagtes kon wissel oor die komende Russies-Arabiese inval teen Israel. Maar die groot godsdienstige motivering wat agter dit sit, as 'n jihad, as 'n heilige oorlog, om die volk wat God geroep het uit te wis, om die land wat die Here aan daai volk te gee, om hulle te onteien en om dit oor te dra aan hulle vyande. En om daardie stad wat u uitgekies het om u naam daar te vestig tot in ewigheid, om dit te vat en dit dienstig te maak aan 'n ander godsdienst, aan 'n ander God, wat vreemd aan Israel is, wat vreemd aan die Bybel is. Here, ons is deel van hierdie stryd. Ons moet ten minste sterk voorbidders wees. En ons moet nie vergeet wat in Jerusalem gebeur het nie, en ons moet ook nie vergeet wat nog in die toekoms daar gaan gebeur, van die groot heerlikheid wat nog oor die toekoms van Israel voorspel is. Daarom moet ons ook soos die Jode daar by die rivier van Babel, daarom moet ons ook soos hulle sing en soos hulle vir onsself sê, as ek jou vergeet o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my binneste as ek aan jou nie dink, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Nie omdat dit gaan net oor 'n stad nie, maar omdat dit gaan oor die heilsgebeure wat in daardie stad plaasgevind het, en om die groot verlossingswerk wat u nog in die toekoms daar gaan doen, en die feit dat u, as u weer kom, u voete op die Olyfberg gaan neersit, en dat daar vandaan die wêreld onder u beheer gaan kom, die vyande geoordeel gaan word, en God se regering van geregtigheid gevestig gaan word. Seën ons daartoe, Here, mag u seën rus oor hierdie volk, maak hulle oë oop, Here, verlos hulle van geestelike blindheid, en bereik u doel in baie mense se lewens, om Jesus ontwil. Amen.